ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here is. Baie welkom by Vita die Bybelstudies. Ons is in die Evangelie van Johannes en met ons vorige video het ons gestop aan die einde van vers 40. Ja, dis eintlik jammer, nee, dat 'n mens moet so hortend half die Bybelstudie doen. Jy wil die gedagtes klaarmaak, maar ons het nou 'n tyd limiet op ons video's. En ja, ons gaan nou maar net aan waar ons laas gestop het, maar ons is besig met die verstommende uitsprake van Jesus oor sy identiteit en sy godheid. Verstommende uitsprake. Nou, in die vorige opname het ons gestop waar hy vir die Jode sê, julle ondersoek die skrifte, asof julle die saligheid uit die Bybelstudie kry. Maar die skrifte getuig van my, en julle wil nie na my kom om die lewe te hê nie. Dit was die laaste woorde in hierdie gesprek waar ons was. So ons gaan met die gesprek nou net aan. Dit is Johannes 5, vers 41. Jesus sê, ek is nie gesteld op die eer wat mense bewys nie. Nou, dit kort verduideliking. Iemand vra vir my nou die dag, maar hoekom sê Jesus dit? Want hy wil jy sê dat die mense hom moet aanbid. Wat 'n geldige vraag is. Ek hou daarvan as mense sulke goedjies, sulke goedjies uitwys en dan vra daaroor, want dit wys, daar's goed wat hier in hulle harte ronddraai, hulle dink, hulle mediteer, hulle wonder, hulle begin eet aan die skrif. En nou, want anders sou jy dit net nie raak sien, jy lees het verby dit, jy gaan net aan. Maar nou begin jy goed raak sien, nou wonder jy, maar hoekom sê dit dan so daar? Hoekom sê dit so hier? Mal daaroor, is wonderlik. So, kom ons probeer dit beantwoord. Jesus sê, ek is nie gesteld op die eer wat mense bewys nie. Nou, hier is die teenstelling, want hier is 'n teenstelling. Jesus praat met die Jode. Die enigste ding waarop hulle uit is die eer van mense. Dis wat hulle wil hê. Hulle wil die eer van mense hê. En hulle sal enigiets doen om dit te kry, selfs Jesus doodmaak. Hulle wil nie hulle beheer oor die mense verloor nie, en hulle wil ook nie hulle eer onder die mense verloor nie. Daarvoor sal hulle enigiets doen. Jesus stel homself op as 'n kontras, in kontras met hierdie houding van die godsdienstleiers van sy tyd. Om te sê, ek is nie so nie. Ek soek net die eer van my Vader. Dit is nie vir my eers 'n kwessie van oorweging, wanneer die Vader vir my iets gee om te doen, wat my baie ongewild gaan maak by mense. Is dit nie eers 'n kwessie vir my dat ek 'n oomblik dit oorweeg, om dit wat die Vader vir my gee om te doen, dalk te versag, of net te ignoreer nie, sodat ek my reputasie onder die mense kan bou nie. Dis die doel van Jesus se uitspraak hier. Dis baie belangrik om dit raak te sien. In die volgende hoofstuk gaan jy hierdie woorde eintlik gedemonstreer sien, nee, nou dat ek daaraan dink. Dit wat die Vader die mense gebied om te doen, is om die Seun te aanbid. Nie bloot die Seun populêr te maak nie. Nee, ek wil sê net iets oor dit, want ek dink dis 'n belangrike gedagte. Die Seun te aanbid beteken dat ek sonder voorwaarde my lewe voor die Seun neerlê. Dis die Vader se opdrag. Populariteit onder mense, om populêr onder mense te wees, is 'n baie voorwaardelike ding. Ek is populêr onder mense as ek die voorwaardes en
en geite en giere en so aan van mense respekteer en nakom, dan is ek populêr. Aanbidding is iets heeltemal anderste. Aanbidding het niks te doen met die geite en giere van mense nie. Dit het alles te doen met die identiteit van Jesus. Nou in die volgende hoofstuk gaan jy sien hoe populêr is Jesus onder die mense. En dan konfronteer hy hulle baie sterk en sê dit is glad nie waarna hy soek nie. En dan initieer hy 'n konflikgesprek met die Jode en dan in een hoofstuk 6 word hy ongelooflik populêr na absoluut onpopulêr. En hoekom sal Jesus daardie konflik as sprus initieer, wetende wat die resultaat gewees? Want populariteit is nie wat hy soek nie. Wat hy soek is aanbidding vir wie hy is. Daarin lê die lewe. So terug na vers 41. Ek is nie gesteld op die eer wat mense bewys nie, maar ek ken julle en ek weet dat julle nie liefde vir God in julle het nie. Ek ken julle. Weet wat gaan julle harte aan. Ek het in die naam van my Vader gekom en tog aanvaar julle my nie. Daar is die bewys. Nou dink ek, ek dink die dag toe my dogter vir my vertel van hierdie spesiale man in haar lewe, wat nou haar man is, hulle het getrou, maar nou, voor hulle nou getrouwd is, na haar ontmoet het en so verhouding begin, en sy begin my vertel van hierdie man, en haar getuienis, voor ek hom nog ontmoet het, toe ek al lief vir hom. En dan dink ek, as my dogter so getuig van hierdie man, dan moet dit dan 'n wonderlike man wees. Nou iets van dit, iets van daai, want dit laat my nou aan dit dink, is hier waar. As julle lief is vir die Vader, en julle hoor wat hy van my sê, sal julle my sonder meer aanvaar, maar julle is nie lief vir die Vader nie. Hoe kan julle ook in my glo, terwyl julle gesteld is op die eer wat julle van mekaar ontvang, en nie die eer soek wat van die enigste God afkom nie? Dit verduidelik homself. Moenie dink dat ek julle by die Vader sal aankla nie. Dis Moses, op wie julle hoop gevestig het, wat vir julle sal aankla. Dis my kosbare. So, ek gaan julle nie klik by die Vader nie. So kom ek vertel julle wie gaan. Nou dis Jode met wie hy praat. Moses, die een wat julle so swaar omsteun. Moses is alles. Hy gaan julle aankla. Waarvan gaan Moses hulle aankla by die Vader? Wat is die aanklag wat Moses bring teenoor hierdie geestelike leiers voor die Vader? Die aanklag is dat hulle Jesus verwerp. Want Moses se hele bediening, alles wat deur Moses gekom het, die wet, die tabernakel, die tempel, alles getuig van Jesus. Jesus is waarlik alles. En hy wat alles is. Hulle hang eerder vir Moses en sy wette aan, en verwerp die een waarvan die wet en die profete getuig, en verwerp hom net sonder meer. Hy sê, so julle beroep julle op Moses, dan kom ek julle eers vertel, en die oordeel sal Moses teen julle draai. Moses sal julle aankla. Gegee met die gehoor met wie Jesus hier praat, is dit nou dis nogals 'n nekslag om toe te doen. Maar eintlik koslik om dit te lees, hoe Jesus met hulle praat. As julle Moses geglo het, sou julle in my geglo het. Hierdie is 'n geweldige ding. Nou moet jy jouself afvra, hoe werk dit? As jy Moses glo, dus praat nou, kom en sluit die profete nou daarby in, maar die woord Moses is die woord wat gebruik word om oorkoepelend of verteenwoordigend te praat van die wet van God, die wette van God. Die wette van God is die openbaring van sy heiligheid en die openbaring van sy standaard van reg en verkeerd. Daardie twee goed, né? Die profete is die openbaring van God se stem, sy aktuele insprake in die alledaagse lewe van die mense, deur die profete.
die deurlopende openbaring van God se hart en God se wil en God se waarheid deur die profete in die aktuele situasies. Wet en die profete. Jesus is en Moses en die profete word verteenwoordig deur Elia. Nou Moses en Elia, wet en die profete, is slegs die skadubeelde van die regte wat? Die regte wet van God, die regte standaard van geregtigheid, die regte stem van God, en die regte oordeel van God. Nou in die Ou Testament was dit duidelik, en die skrywer van Hebreërs maak swaar staat op hierdie verstaan, is dat as jy die wet sou nakom, en sou jy die wet oortree, die offers noukeurig nakom, kan daar vir jou verlossing wees. Sê die skrywer van Hebreërs, as die mense in die Ou Testament, op die getuienis van 2 of 3, as hulle die wet van Moses geminag het, op die getuienis van 2 of 3 is hulle doodgemaak. Hoeveel te meer? Is die argument, die hoeveel te meer argument van Hebreërs, sal jy oordeel ontvang wat die bloed van Christus vertrap, omdat die wet en die profete was slegs die skadubeeld van Jesus wat sou kom, nou gekom het. Hy is die ware wet van God. Daarom oortuig die Heilige Gees die mense van sonde, en dan verduidelik Jesus, ons kom daarby, Johannes 16, ek is nou aan mekaar in daai hoofstuk, maar dit kom so baie by my op nou. Daarom oortuig die Heilige Gees die wêreld van sonde, en dan oortuig hy hulle nie van die wet nie, van Moses nie. Hy oortuig hulle van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Hoekom so? Want ek is die ware wet, waarvan die wet van Moses slegs die skadubeeld was. Ek is die ware standaard van God se geregtigheid, oor wat reg en verkeerd is in die oë van God, waarvan die Ou Testamentiese standaard van geregtigheid slegs 'n skadubeeld was. Ek is die ware stem van God, soos Hebreërs sê, nadat God op baie maniere en baie keer in die ou tyd met ons gespreek het, deur die profete, het hy in die laaste dae met ons gespreek deur die Seun. Ek is die ware stem van God. Als daai was profetiese vooruitskouinge van die koms van die ware. Die ware het nou gekom. Dit is so belangrik om dit te verstaan. En ek hoop nou deur my pogingkie om dit duideliker te maak, verstaan jy dit? As julle Moses geglo het, sou julle in my geglo het, want hy het van my geskrywe. Hy is die skadubeeld, hy is die vooruitskouing, hy is die tipe. Jesus is die antitype. Jesus is die vervulling. Maar as julle, vers 47, sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? Ja, en daar eindig hierdie geweldige hoofstuk. Nou, ekskuus, ek wil jou sterk aanraai. Vir jou eie onthaalwe, lees hoofstuk 5 weer oor. Ons het dit nou so 'n bietjie hortend gedoen, nee, want ons doen die gedeelte waarvoor ons tyd het in elke video wat ons skiet, maar doen jy dit nou op in een, sonder onderbreking, lees die hele hoofstuk, hoofstuk 5, lê dit vas in jou, hoor die uitsprake van Jesus, hoor die verduideliking van Jesus, want weet jy wie praat hier? Dis God self wat hier praat, wat in vlees en bloed en bene en klere en sandale in die teenwoordigheid van hierdie mense staan, soos hulle in vlees en met hulle praat, hulle eie taal, in hulle eie kultuur, en dit waaroor hy praat. Jesus praat nie oor goetertjies nie, Jesus praat nie bloot oor geestelikhede nie, Jesus verkondig nie bloot moraliteite nie, Jesus openbaar homself, want daarin lê die saligheid. Hy is wie hy sê hy is. En kry dit in jou hart, nee. Dit is so belangrik dat jy hierdie goeters hoor. En om te verstaan, hoekom het God die wet gegee?
God het die wet gegee as 'n vooruitskouing, as 'n skadu van die regte wet wat sal kom. Wat is die regte wet? Die seun. Hoekom het God sy standaard van reg en verkeerd aan die Israeliete bekend gemaak deur die wet? Want dit was 'n skadubeeld, 'n profetiese vooruitskouing van die regte standaard wat sal kom. As julle Moses nie geglo het nie, hoe sal julle my woorde glo? Moses, die wet. Hy is regtig alles, Jesus. Die hele Ou Testament gaan oor hom. Nou, jy weet wanneer 'n Ou Testamentiese professor, ek dink nou hier aan ons universiteit hier naby, as hy nou die eerste dag van klas, as die studente inkom, vertel hulle my, hulle kom kuier soms en vertel my, dit gebeur nie baie nie, maar het het al gebeur, dan sê hulle, oom, daai professor, staan hy met die Bybel so in sy hand, dan sê hy vir hulle, julle weet natuurlik dat hierdie is net stories. Dat die professor rooi in sy gesig raak, as die studente met hom begin praat oor Jesus in die Ou Testament, rooi in sy gesig, van kwaadheid. So daar is glad nie so iets nie. Nou, dan vlieg 'n ou se deur jou tande en sê, hy regtig, kan dit waar wees, 'n hoogleraar in die Ou Testament? ja. Die mense wat Jesus ter dood veroordeel het, was almal hoogleraars in die Ou Testament. Net so vir interessantheid. Dis net nog 'n poging om te sê, Jesus is nie wie hy sê hy is nie. Hoekom by tikkies skors hulle die student wat glo in die opstanding van Jesus? Want die eintlike aanval is op die identiteit van Jesus. Die professor wat met die Bybel staan en sê, hulle weer is net stories. Nee, jy sal nou sê, maar dis 'n direkte aanval op die integriteit van die skrif. En dit is, maar dis nie die eintlike aanval nie. Die eintlike aanval is die identiteit van Jesus. Want alles in die skrif gaan oor hom. Dis hoekom die Vader dit gegee het. Is die openbaring van wie Jesus is. Alles is deur hom geskape en vir hom geskape. Die absolute aanval op die integriteit van Jesus. Kom ons kanselleer Jesus. Die mens is beide arrogant en so onnoosel. So arrogant en so onnoosel. Om te dink, hy kan Jesus kanselleer. Nou, kom sê net. Kom sê, jy is nou 'n vreeslike verbale begaafde persoon. Weltertale, belese en berese en goed met the gift of the gab, goed met woorde. En jy kan nou mense oorreed en oortuig met jou kunstige argumente, dat Jesus is nie wie hy sê hy is nie. Soos die oomie wat hier vir my kom kuier op my stoep en sê, hy wil my bekeer weg van Jesus af, want Jesus, dis 'n afgod wat ek kan bid. Nee? Kom ons sê net, jy kry dit reg, alright? So jy kry dit reg om mense te oortuig van jy weet, want jy is so fantasties en briljant. Goed, so, jy is baie suksesvol in wat jy doen, so hulle vlieg jou reg oor die wêreld, jy gaan na universiteite toe, jy skryf boeke, jy praat met wetenskaplikes, jy word hoog aangeslaan in hierdie wêreld, want as jy aanvoer dat Jesus nie is wie hy sê hy is nie, en jy dryf dit, sal jy hoog aangeslaan word in hierdie wêreld, want dit is die absolute sentiment van hierdie wêreld, is om die gesag van Jesus te elimineer. Dit is waaroor dit gaan, reg? Maar kom sê, alles werk nou presies, jy het die gawes, jy het die vermoë, jy kry duisende of miljoene mense onder jou invloed, reg? Goed, daar sê, jy was baie suksesvol, hulle het flieks gemaak oor jou lewe, boeke geskryf oor jou, jy is net amazing. Daar selfs in verskeie stede borsbeelde van jou in akademiese instellings opgerig, om jou te vereer vir jou wonderlike intellek en jou fantastiese insig.
Reg, so daar het jy hom. So as jy hom nog 'n bietjie wil opsproes, dan is jy meer as welkom. Toe sterf jy. Soos almal doen. O ja, jy het vir almal vertel as jy dood is, jy dood. Alright, goed, gaaf. Jy is baie oortuig van jou saak. Niemand gaan vir jou anders sê nie. Jy sê so slim. Jou IQ is net so hoog en jy sê so superieur en alles wat jy doen. Alright, toe sterf jy. En toe bevind jy jou voor die een wat jy weerstaan het jou hele lewe lank. My eie neefie het op sy WhatsApp status gesit, klim 'n bietjie van die kruis af, ons het die hout nodig vir braaivleis. Toe kyk hy televisie saam met sy familie, bloedklont deur die hart, net daar dood. Nou wat presies die prosedure is, die oomblik na ou sterf, dit weet ek nou nie. So daar is nou sekere goedjies wat ons nou kan in ag neem om 'n prentjie te probeer skets en skilder van wat dit moontlik gaan wees. Maar kom ons stel dit net eenvoudig. Kom ons sê, die volgende oomblik, sit nog in TV kyk. En jy sterf. Mors dood. En die volgende oomblik staan jy voor die een wat jy 'n lewe lank spandeer het om te beledig en af te kraak, te verneder en mense van hom af weg te rokkel en te beïnvloed, hulle harte en gedagtes te vergiftig, dat hulle by hom nie moet uitkom nie. En jy moet nou rekenskap gee voor daardie een, wat toe regtig is wie hy sê hy is, en die dood is toe nie finaal nie. Want alles wat hy gesê het, is toe waar. En toe? En nou? Nou as die mense wat vir Jesus lief is, en hom gehoorsaam, en aan hom toegewys, op die grond val, wanneer hulle hom in sy heerlikheid sien, hoeveel te meer vir hierdie mens? Sal hy op die grond val van absolute verskrikking en angs. Nou is daar 'n moderne neiging om dit nou weg, nee, daar is nie angs nie, nee, daar is net lieflike genade, en sê ek, selfs jy meneer wat nou so stroperig praat, sê nog steeds Jesus is nie wie hy sê hy is nie. Want Jesus het duidelik daaroor getuienis gegee, oor die oordeel wat op 'n mens is, omdat jy hom verwerp. Hoe praat jy dit weg, want jy sê Jesus praat nonsens, want jy glo hy is nie wie hy sê hy is nie. Dis die implikasies hiervan. Die verskrikking wat jy het om voor Jesus te staan. Die verskrikking. Dink ek aan die ryk jong man wat in die doderyk sê, stuur iemand na my broers toe en vertel hulle asseblief en keer hulle net weg van die plek. En daai ou val op sy knie en sê, al die mense wat ek nou beïnvloed het, jy weet, en wat ek se koppe geswaai het, en almal lees my boeke, en daar bewegings ontstaan vanweë my optredes en argumente en intellek, en ek stuur iemand asseblief na hulle toe en waarsku hulle en sê ek was verkeerd, dit is nie so nie, jy weet, dit is nie so nie, sê, en ek kry presies dieselfde antwoord, as hulle nie vir die lewendes luister nie, sal hulle ook nie vir die dooies luister nie. Jy dink net aan die verskrikking van 'n oomblik, en daar's geen terugdraai nie. Daar's nie genade nie. Daar's net die oordeel en die werklikheid daarvan. Moenie met Jesus speel nie. Al kry jy dit reg om hom belaglik te maak in die harte en oë van mense. En oortuig jy almal en jouself dat hy nie is wie hy sê hy is nie, gaan jy voor hom staan. Vir wie hy is. En dan is daar geen redding nie. Tjoe, dis 'n gewigtige oomblik. Elke knie sal buig.